Ek wil verander. Ek wil wegkom van die houvas van hierdie sonnige wêreld op my, maar hoe? Baie ongelowiges kom voor hierdie vraag te staan. Wat moet ek doen om myself te bekeer? Hoe moet ek te werk gaan? Wat is die vereistes vir bekering? Ongelowiges word soveel keer gebombardeer met die woord bekeer of bekering, maar hulle het geen idee waaroor dit gaan en wat dit behels nie. Wat nog moeiliker vir hierdie mense te maak is die feit dat bekeerde Christene hierdie ongelowiges dan dom en niks werd laat voel deur hul optrede en of gebrek aan optrede en leiding teenoor hierdie mense. Soms word daar bloot aan hulle gesê om die Bybel te gaan lees en te bid. Maar hoe? Ek voel my genoodsaak om vandag 'n paar sleutelpunte aan te raak, rakende bekering, en ek vertrou dat hierdie riglyne nie net heiliglik verlorenes sal help om hulle saak voor God reg te maak nie, maar dat dit ook vir ons as Christen gelowiges sal help om hierdie mense na Christus en die pad van verlossing te lei. Ons gaan kyk na vyf hoofpunte. Eerstens is dit nodig vir die persoon om te erken dat hy of sy 'n sondaar is. Ons lees in Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heiligheid van God. En in Romeine 3 vers 10, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Jy sien, dit is belangrik vir hierdie ongereddenes om te besef dat ons as bekeerdes nie 'n spesiale soort mens is of was nie, maar dat ons nes hulle ook sondaars is. Tweedens moet hierdie mense besef dat hulle self nie kan red nie. Ja, daar is niks wat hulle kan doen uit hulle self wat tot hulle redding sal lei nie. Niks. Redding word bewerkstellig deur God se genade en sy genade alleen. Efesiërs 2 vers 8 tot 9 lees ons, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem. Derdens moet hierdie persoon besef dat dinge nie net toevallig of per toeval gebeur nie, maar dat God vir hom of haar 'n plan uitgewerk het. Les vir die res van ons. Johannes 3 vers 16 lees ons, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jesaja 53 vers 5 in die Ou Testament, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Vir die persoon om te erken dat hy of sy 'n sondaar is ongelukkig nie genoeg nie. Hy of sy moet hulle sonde voor Christus bely. Lê met ander woorde jou sondes voor die voete van Christus neer. Ja, noem hulle op, een vir een. Jy moet nie sommer in die algemeen praat nie. Identifiseer die sondes, noem hulle op. 1 Johannes 1 vers 9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Romeine 10 vers 10. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Laastens moet hierdie persoon uit sy of haar eie vrye wil en eie vrye oortuiging Jesus Christus as verlosser en saligmaker aanneem. Ek en jy kan hulle nie dwing om dit te doen, of dit namens hulle doen. Johannes 1 vers 12. En almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. Hierdie persoon kan nou die volgende gebed bid. Ons kan dit saam met hom bid. Here, ek is 'n sondaar, en ek besef dat hy nie net vandag te sterwe sou kom, ek nie die hemel sal beerwe nie. Ek besef dat ek myself nie kan red nie, en dat selfs my beste werke geen waarde inhou nie. Baie dankie dat U my plek in die kruis gesterf het. Vergewe my van al my sondes en oortredings, die wat ek van weet, en die wat ek dalk onbewuslik doen.
en kom woon van hierdie oomblik af in my hart. Baie dankie dat U dit nou doen. Ek vertrou U alleen vir my saligheid. Amen. Jy sien, dit is nou hier waar dinge baie keer verkeerd gaan. Want nou het hierdie mense dit gedoen. Wat nou? Môreoggend, of 'n week van nou af, voel hulle leeg en onvervuld. Geen verskil. Hulle word nou aan hulle eie lot oorgelaat. Jy sien, nadat 'n babatjie gebore word, gooi ons nie die pak doeke, die blik formulie en die sak vol klere en kot en sê word groot nie. Nee, ons versorg hulle, ons voed hulle, ons gee hulle leiding, ons ondersteun hulle, ons help hulle om te groei. Waarom wil ons die ongelowiges wat nou tot nuwe geloof gekom het, aan hulle eie lot oorlaat? Hulle is ook met babatjies in die geloof. Het is nodig dat ons 'n pad saam met hierdie mense sal stap en hulle leiding en ondersteuning sal gee. En juist daarom is daar 'n 21 dae plan beskikbaar wat hierdie mense kan leiding gee. Tans ongelukkig net in Engels met die vergunning van Life Church wat dit beskikbaar stel. Deur hierdie program ontvang hierdie mense leiding van wat dit beteken om ja te sê vir 'n lewe in Christus en hoe hulle te werk kan gaan om hulle verder toe te rus. Hulle het nie nodig om meer alleen te wees nie, verlore te voel nie. Daar is 'n plan om hulle te help om te groei. Stuur gerus vir ons 'n boodskap na ons e-posadres admin@twministry.co.za sodat ons 'n elektroniese kopie aan u kan deurgee.